1 tot 13. Ek gaan daai teks vir julle lees en dan kan julle die Bybel oophou op daai teks. En dan gaan ons sommer net 'n paar gedagtes met mekaar deel uit daai teksgedeelte uit. Lukas 16, ons wyk so 'n bietjie af van ons Handelinge reeks, maar is dieselfde outeur, is dieselfde skrywer van Handelinge, is hierdie skrywer van die Evangelie, en dan hier het hy 'n besondere gelykenis wat Jesus vertel het hy neergepen onder leiding van die Heilige Gees. En dit klink soos volg. Jesus het vir sy disippels gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla omdat hy sy geld verkwis het. Nou hou net so vas, die woordjie verkwis wat jy daar lees, tref jy aan in Lukas 15 vers 13, as daardie man se seun al sy geld vat, en hy gaan na daai verre land toe, dan sê die Bybel, hy het daai geld verkwis. Nou, om te verkwis beteken om iets te gebruik sonder om dit goed of volledig te benut. Wanneer jy iets verkwis, beteken dit jy gebruik hierdie geld sonder om dit goed of volledig te gebruik. Hierdie eienaar ontbied toe vers 2 vir hom, en hy sê vir hierdie bestuurder, hierdie rentmeester, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer die bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem hierdie bestuurskap van my af weg. Vir hande arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel, skaam ek my voor. Maar wag, ek weet wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit hierdie bestuurskap ontslaan word. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer, van sy eienaar, een vir een in, en hy vra vir hulle, vir die eerste ou, hoeveel skuld jy my werkgewer? En hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir die ander een, en jy, hoeveel skuld jy my baas? En hy antwoord, 100 sak koring. Hy sê toe vir hom, vat jou skuldbewys en skryf gou 80. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende of slaaf kan vir 2 baase tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en vir die ander een afskeep. Julle kan nie God en vir mammon dien. Nou daai woordjie daar, daai laaste woordjie mammon, word in sekere vertalings vertaal as geld, maar ook 'n wyeer vertaling van mammon sou beteken jou geld en ook jou materiële besittings, jou welvaart, alles wat jy het. As 'n mens deur die Bybel gaan kyk, dan is daar om en by 500 tekste wat gaan oor gebed. En net so 'n bietjie minder is dit gaan oor geloof. En dan deur die hele Bybel, hierdie kant toe en daai kant toe, is daar om en by 2000 verse wat handel oor geld en materiële besittings. Daar's om en by 40
gelykenisse wat Jesus vertel in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En 16 van hulle gaan oor finansies, geld of oor materiële besittings. Nou vra mense vir jouself die vraag af, hoekom? Hoekom is dit dan so? Hoekom word daar soveel tyd en ruimte en plek aan hierdie belangrike saak van finansies en materiële besittings spandeer? Omdat God dwars deur die Bybel primêr belangstel in die mens se hart. In die mens se hart. En materiële besittings en finansies is een van daai dinge wat baie maklik 'n mens se hart en jou hart wat gerig op God moet wees in 'n ander rigting kan bestuur. Baie mense dink as ons genoeg finansies het en ons het genoeg materiële besittings, dan sal ek gelukkig wees. Baie mense dink as ek genoeg het, gaan daar 'n stuk vrede in my hart wees. Baie mense dink dit bring geluk. Baie mense dink as ek finansies het en ek het genoeg materiële besittings, dan het ek hoop. Baie mense dink as ek materiële besittings het en finansies het, dan het ek opsies. Dan het ek moontlikhede. En is eintlik die waarheid in die sin dat dit die enigste ding is wat materiële besittings en finansies vir ons gee, is opsies. Jy weet net so goed soos ek dat finansies en materiële besittings nie vir ons geluk gee. Daar's hordes mense wat alles het wat hulle wil hê, wat ongelukkig is. Dit gee nie vir mense geluk nie, dit gee nie vir hulle vrede nie, dit gee nie vir hulle hoop nie. Jy kan maar net gaan TV stories kyk en dan gaan jy maar sien wat mense bereid is om te doen vir geld en vir materiële besittings. Hulle sal bedrieg. Gaan kyk maar hierdie stories op die TV. Hulle is oneerlik op die einde van die dag om meer besittings te kry en om meer finansies bymekaar te maak. Hulle sal mense dagvaar. Hulle sal mense in Engels sue, sodat hulle op die einde van die dag meer besittings kan kry en meer eiendomme kan hê. Dis altyd vir my so hartseer hierdie stories waar die ryk ouens kom en dan vat hulle hierdie klein stukkie grond van die arme ou en hulle sue hierdie ou sodat hulle meer kan kry. Weet julle wat? Mense is bereid om moord te pleeg vir meer geld en vir meer besittings. Mense sal bykans enigiets doen om net meer te kan hê en meer te kan besit. En as ons vanmôre oor hierdie onderwerp praat, dan is daar dalk al in jou gees vanmôre so 'n kriebelrigheidjie, net omdat ons hieroor praat. So ek wil vanmôre sommer net vir jou sê, die rede hoekom ons dit doen, is omdat ons glo dis deel van Basileia se waardes. Dis van wie ons is. Ons is nie bang om daaroor te praat nie, en is heerlik om vanmôre te hoor dat dit relatief goed gaan in Basileia gemeente. So daarom is my bedoeling nie vandag vir jou, om jou in 'n hot seat te sit, of om jou hier van die kansel af uit die Bybel uit half te dwing om te gee, of om te begin gee nie. Dis allerminst dit. Ons praat vandag oor 'n hartsaak, wat vir Jesus so belangrik is, dat hy hier in Lukas 16, hierdie gelykenis op die tafel sit, en dat die Heilige Gees dit in Lukas se hart inskrywe. Nou 'n gelykenis is 'n storie, iets wat uit die wêreld uitkom, wat 'n baie dieper geestelike betekenis het. En is nie altyd so voor die hand liggend nie. Jesus sê baie keer, ek praat in gelykenisse, sodat die wêreld dit nie verstaan nie, maar julle dit sal verstaan. So 'n gelykenis is 'n storie met 'n les. Dis 'n wêreldgebeurtenis, iets wat mense aan bekend is, met 'n geestelike beginsel en implikasie. En baie keer gebruik die Bybel en Jesus homself snaakse goeders uit die wêreld uit, wat eintlik vir 'n mens half 'n bietjie skokkend is, en dan gebruik hy dit om op die einde van die dag 'n baie belangrike, nie so voor die hand liggende geestelike beginsel op die tafel te sit.
Nou wanneer Jesus hierdie gelykenis gebruik hier in Lukas 16, dan gebruik hy 'n baie slegte voorbeeld van iemand om 'n baie belangrike lewensles vir sy disippels te leer. Vers 16 sê sy disippels het na hom geluister en waarskynlik was daar ook 'n klomp ander mense. As jy in vers 14 lees, dan was daar ook fariseërs wat baie lief was vir geld, wat na hierdie goed kom sit en luister het. En dan sien 'n mens altyd verskillende reaksies. En ek dink dis ook vanmôre die waarheid, dat wanneer 'n mens hierdie gelykenis van Jesus hoor, en jy hoor hierdie boodskap, dan kan daar een van twee goed gebeur. Of jy kan dit ter harte neem, en die woord van die Here sê, gelukkig is jy as jy hoor wat ek sê, en dit dra goeie vrug. Aan die ander kant skokkend, sit die fariseërs, en hulle luister na Jesus. Hulle luister na Jesus as hy hierdie gelykenis vertel, en hy hierdie geestelike beginsel met hierdie hoorders wil deel, en dan lag hulle hom uit. Die Bybel sê in vers 14, toe hulle dit aangehoor het, het hulle hom beledigend uitgelag. So ek is vanmôre in goeie geselskap. So jy kan een van twee goeders doen. Jy kan ook vanmôre luister en hoor wat die Here vir jou sê, of jy kan vanmôre ook toelaat dat dit net oor jou waai, of miskien kan jy vanmôre dalk sê, dit raak my glad nie. Dis iets wat nie hoort nie. Dis iets waaroor ons nie moet praat nie. Ons wat hier is, glo ek met my hele hart, is nie hier om hierdie belangrike beginsel van God af te lag. Ek dink almal van ons wat hier sit vanmôre wil graag nou hoor wat lê binne in hierdie snaakse voorbeeld. En dit is baie interessant as ons in vers 8 kyk, dan komplimenteer die Here eintlik hierdie persoon se handel en se wandel. So wat lê in hierdie belangrike gelykenis? Ek wil so 'n bietjie saam met jou deurgaan en sommer net vir jou dit oopmaak, want dalk het jy in jou kop begin dink, maar wat wil hierdie ding vir ons sê? Kom ons begin vanmôre sommer net by die begin wat sê, 'n ryk man, 'n bestuurder, wat alles gehad het, wat eintlik baie ryk was en wat meer gehad het as wat hy self bestuur het. Hy was waarskynlik iemand wat wel af was in die landbougemeenskap. Want as 'n mens 'n bietjie verder aflees, dan sien 'n mens die mense wat vir hom geld skuld, is mense wat olyfolie aan hom skuld, en as mense wat koring aan hom skuld. So hy is waarskynlik 'n wel-af ryk man, 'n eienaar in die landbouwêreld. En dan stel hy iemand aan om namens hom hierdie rykdom van hom, sy besittings te bestuur. En ek dink dit is baie belangrik om vanmôre sommer net in hierdie eerste 2 verse raak te lees, aan wie behoort alles. Ek dink ons het dit vanmôre gehoor en Benji het so 'n bietjie daarna verwys op 'n humoristiese sin, maar dis die feite, dis waarmee Jesus begin. Wanneer Jesus hierdie verhaal begin, dan maak hy dit baie duidelik dat alles behoort aan God. Psalm 24 vers 1 sê dit duidelik, ons het dit nou gehoor, die Here, die hemel, die aarde, alles daarop, die mense, alles daarin behoort aan die Here. Ons lees dit in Haggai, ons lees dit oral. En dis die eerste belangrike ding wat hierdie gelykenis wil sê, hierdie man behoort of het alles en hy het 'n bestuurder in sy diens en daar kom 'n gerug by hom uit wat sê, hierdie bestuurder wat ek aangestel het, is besig om my geld, my eiendom te verkwis, om dit te gebruik sonder om dit goed of volledig te benut, in lyn met hoe ek daaroor dink en hoe ek daaroor voel. En dan wanneer hierdie gerug by hom uitkom, dan doen hy 'n baie interessante ding. Dan ontbied hy hierdie rentmeester of hierdie bestuurder van hom. Hy roep hom in en hy gee vir hom die volgende woorde: gee asseblief vir my verslag oor jou bestuur van sake. Help my asseblief om te verstaan hoe jy my goed bestuur. Alles wat in my besit is onder jou bestuur. Jy is die rentmeester daarvan. Dit het tot my ore gekom dat jy dit nie op 'n goeie manier, 'n eerbare, eerlike manier hanteer nie. Gee asseblief vir my verslag hiervan. Want jy kan nie langer my bestuurder wees nie. HR het hom ingeroep
En uitsaar het langs hom gesit en gesê, luister, daar het gerugte gekom dat jy my pa se eiendom verkwis. Jy moet asseblief verslag gee. Jy moet na hom toe gaan en vir hom verduidelik wat is die stand van sake en waar dit staan. En so by the way, jy is gefire. Jy het net so 'n paar dae oor en jy moet asseblief hierdie goed in orde kry en in hierdie tyd wat jy het, moet jy jou kant reg kry. Jy moet hierdie verslag moet jy kom doen. En dan kom daar in vers 3 'n baie interessante woord. Hierdie bestuurder dink nou by homself. Imagine jy is die rentmeester, jy is die bestuurder van hierdie ryk man en jy het hier agteraf het jy hier opgetel en daar afgetrek en jy het hier bygesit en jy het hierdie geld en eiendom van hierdie ou verkwis. Jy het dit nie op 'n eerbare manier bestuur nie. En nou kom jy onder 4 oë, jy kla gehoor, jy is eintlik gefire. Hy wil net weet wat het jy gemaak. Nou kom jy en nou dink jy en jy sê hierdie bestuurder sê vir homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem nou hierdie bestuurskap van my al weg. Hierdie rol wat ek gehad het om sy eiendom en sy besittings te bestuur, is nou van my al weggeneem. Dan sê hy hier 'n interessante ding. Ek, vir handearbeid, sien ek nie kans nie. Ek is 'n wit kollerou. Okay? Om daar in die straat nou ewe skielik te gaan staan en sloot te grou, daarvoor sien ek nie kans nie. En om te bedel, daarvoor is ek te skaam. So hoor julle hierdie panarie, en nou moet julle weet, Jesus is nou besig om hierdie snaakse gelykenis te vertel, iets wat in die wêreld gebeur, 'n storie wat hy nou vertel, met 'n geestelike les. Nou dink hierdie ou by homself, wat se plan kan ek maak? Vers 4, maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, luister mooi, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit hierdie bestuurspos uit ontslaan word. As ek my goedjies vat en my boksie vat, soos kantoor nou die aand, en hy stap by die deur uit, en daar is hy nou verby en klaar, wat nou? Waarheen nou? Nou sê hy, ek gaan nie bedel nie, ek gaan nie met 'n pik werk nie, maar ek het 'n plan. Ek het 'n plan, ek gaan iets doen, sodat die mense my in hulle huis sal inneem, as ek nie meer 'n werk het nie. So wat doen hierdie ou? Hy gebruik die geleentheid wat hy het, die middele wat hy het, optimaal, hy dink vooruit in die toekoms, as ek dit nou hier so doen, het dit vir my waarde en dit gaan 'n impak hê in die toekoms vir my. En dan wat doen hy? Dan doen hy 'n baie slim ding. Hy roep al die skuldenaars van sy werkgewer, een vir een, en hy vra vir die eerste ene, hallo, hoeveel skuld jy my? En vir my baas, dan sê hy, ek skuld jou 100 vate olyfolie. Nou 100 vate olyfolie, ander vertaling sê 800 gallon, 800 gallons, dit is so 3400 liter olyfolie. So dit is nogal 'n redelike klompie, né? Hy sê vir hom, haal sy pen uit, skryf op die papier, hy sê, bring jou skuldbrief gou hier, Toma. Jy skuld nie meer 100 vate nie, jy skuld nou 50. So wat dink julle sê daai ou vir hom? Dankie, jy maak my probleem met 50% minder. Jy is my hero, my maat. Dankie, daar gaan hy uit, die volgende ou kom in. Hy sê, ekskuus tog, hoeveel skuld jy my baas? Dan sê hy, ek skuld hom 100 sak koring. Dan sê hy vir hom, vat gou jou skuldbriefie en dan skryf jy 80 daarop. Ek gee jou 20% afslag. Maar ou skryf dit aan, hy is so dankbaar. Maar wat doen hy? Hy gebruik hierdie twee ouens, hy gebruik die geleentheid wat hy het, sy middele wat hy het, sy posisie wat hy het, en hy is besig om te belê in sy toekoms, want hy weet nou, as hy op straat is, gaan hierdie ouens en die klomp ander, wat hy ook ingeroep het wat sy baas skuld, gaan ons nou iets doen. Want in daai konteks van daai tyd was eerbaarheid en jou naam baie belangrik. So wat gaan nou gebeur? As hy 50 vate by my afskryf, en hy het nie meer 'n werk nie, en hy kom by my en sê, ek wil by jou bly, en ek sê nee, dan gaan die ander ouens my sê, hey, wat doen jy nou? Hy het dan by jou afgeskryf soos by ons, so my eer is op die spel, so wat gaan ek doen? Ek gaan vir hom sê, nee, ek gaan vir jou sorg. So verstaan julle wat het hierdie ou gedoen? Hy het dit wat hy nou gehad het, die beperkte tyd wat hy gehad het, en die geleentheid wat hy gehad het, en die middele wat hy gehad het hy optimaal gebruik, omdat hy verder as hier en nou gekyk het, en dit belê het in die toekoms. En dan doen Jesus 'n ongelooflike snaakse ding.
dan vertel Jesus hierdie snaakse gelykenis, en dan dink jy, gaan Jesus eintlik nou die badwater met alles by die deur uitgooi, dan sê hy in vers 8, kom Jesus nou in die woord, dan sê hy, die werkgewer het hierdie oneerlike bestuurder geprys. Hierdie eienaar het te hore gekom van wat hierdie ou gedoen het. En nou prys hy hom, vir wat? Luister, daar staan in die teks, vir die slim ding wat hy gedoen het. Vir die slim ding wat hy gedoen het. Nou wonder jy, wat gaat nou hier aan? Waarmee is hierdie eienaar nou besig, en hierdie eienaar eintlik God op die einde van die dag? Is hy besig om hierdie ou se oneerlikheid, se korruptheid, se dade wat hy gedoen het, te vereer of te prys, of is hy besig met iets anders? Hierdie ou het 'n slim ding gedoen. En nou moet jy baie mooi hoor, en nou moet jy bybly. God is glad nie in hierdie gelykenis, en Jesus in hierdie gelykenis besig om oneerlikheid te prys, en 'n oneerlike manier aan te moedig nie. Hy fokus hier op hierdie slim plan, wat hierdie ou gemaak het, op hierdie ingesteldheid van hierdie ou, om die bepaalde tyd wat hy het, die middele wat hy het, aangewend het, tot voordeel vir die toekoms. Nou weet julle hoe dit hier gewerk. Hy het waarskynlik die regte ding gedoen, en dit was om hierdie 50% af te skryf, en om die 20% af te skryf. Want dit is hoe die bestuurders in daardie tyd hulle geld gemaak het. Hulle het op dit, wat mense vir die eienaar geskuld het, het hulle ietsie extra bygesit. En daai ietsie extra wat hulle bygesit het, was eintlik die geld wat hulle gekry het. So die oneerlikheid van hierdie ou was waarskynlik dat hy in sy lewe hierdie ouens se skuldbriewe gelaai het tot sy eie voordeel. En nou toe hierdie tyd aanbreek en hy besef, maar hy het net 'n beperkte tyd oor, het hy 'n baie slim ding gedoen, en uiteindelik het hy nie gesteel by die eienaar nie, hy het eintlik by homself gevat. En op die einde van die dag het die eienaar gekry wat hom toekom, en hy het hom eintlik self te nagekom. So hy doen eintlik hier, in die tyd wat hy oor het, die regte ding. Aan die een kant. En aan die ander kant, doen hy hierdie ding, en is dit prysenswaardig, omdat hy die geleentheid wat hy gehad het, optimaal gebruik het. Sê nou maar net, hy het niks gedoen in hierdie tyd, en hy het nie hierdie ouens ingeroep en hulle skuldbriewe afgeskryf nie. Wat sou dan gebeur het? Dan sou hy die geleentheid alles gemis het, en dit sou 'n groot gemors gewees het. Dan kom hierdie werkgewer, en dan kom hy en sê, maar jy het 'n slim ding gedoen. Jy het die tyd wat jy het, die geleentheid wat jy het, die middele wat jy het jy optimaal gebruik, en jy kon dit reg kry, om verder te kyk is net hier en nou. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op, as die mense van die lig. Nou begin Jesus hier kom, en nou begin hy sê, kyk 'n bietjie wat doen die mense in die wêreld daar buitekant. Kyk wat doen hierdie wêreldling. Wat is die mense van die wêreld? Dis die ongereddes. Wat is die mense van die lig? Dis die wedergebore kinders van die Here. Gaan kyk 'n bietjie na hoe werk die wêreld met mammon, met finansies en met materiële besittings, met geleenthede en met tyd. En gaan kyk wat doen die mense van die lig, die wedergebore kinders van die Here. Die wêreld werk slimmer met materiële dinge, met geld, met geleenthede en met die tyd wat hulle het, as wedergebore kinders van die Here. En dis wat ons vanmôre, nou moet jy begin inkom in hierdie verhaal, en besef dat ek en jy kan nie hierdie teks gebruik om te sê, wees 'n bietjie korrup en krom en skeef, want oneerlike mense kry by Jesus die prys nie, en die kompliment nie. Nee, hy komplimenteer allerminst dit. Hy komplimenteer die slim ingesteldheid van hierdie man, en daarmee saam wil hy sê, moet dit eintlik by uitstek onsin wees. Met ons eie finansies, en ons eie geleenthede wat ons het, en ons eie tyd wat ons tot ons beskikking het. Ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon, gebruik finansies en geld, om vir julle vriende te maak,
sodat wanneer die geld nie meer daar is en kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Hy gebruik hier die voorbeeld van hierdie werkgewer, van hierdie rentmeester. Wat het hy gedoen? Hy het die geleentheid wat hy gehad het hy gebruik. En hy het dit aangewend tot voordeel van sy toekoms. Wat sê hierdie vers vir ons? Leer by die wêreld. Leer by die wêreld. Kyk wat is die wêreld bereid om te doen met die geld wat hulle het, met die tyd wat hulle het, die geleenthede wat hulle het. Die hartseer van die wêreld, en hier begin die ding draai, en hier moet jy baie mooi Jesus se argument begin hoor. Die hartseer van die wêreld is dat hulle gebruik dit vir die hier en nou, en vir vandag, en om vandag, en dit wat hier nodig is, aan te spreek. Maar, wanneer jy hierdie inhoud en hierdie waarheid snap, moet jy, soos die wêreld, slim optree met jou middele, met jou geld, om iewester in die toekoms die vrug daarvan te pluk. So allerminste hierdie teks, koop mense om, braai mense, sit iets onder die tafel deur, sodat jy iewester tot voordeel van jouself, iewester iets kan kry. Praat oor hoe die wêreld materiële dinge en geld gebruik, en so moet ons dit doen. So moet ons dit doen. Die kopskuif is om te sê, ek kan niks wat aan God behoort, vir myself toeëien. Ons het niks. Alles wat jy het, alles wat ek het, behoort aan die ryk man, aan God. Alles. Ek het nie genoeg tyd nie, jy kan 1 Kronieke 29 vers 10 tot 15 gaan lees, waar Dawid sing, as hulle daai tempel inwy, en mense het soveel van hulle goed gebring, dan kom sê hy op 'n stadium, alles behoort aan die Here, prys die Here, dankie vir die goed wat julle gebring het. Dis nie julle goed nie, dis eintlik nie die goed wat God vir jou leen. So jy is eintlik maar net 'n bestuurder van dit wat God vir jou leen. En ek dink dis hier waar ek en jy in Basileia gemeente hierdie skuif maak, en waar ek en jy as individu vanmôre saam Jesus moet begin dink, in terme van die wonderlike geleentheid wat ons het, en ons as 'n gemeente, ook as 'n klomp gelowiges saam. Hoe gebruik ons die tyd wat ons nog oor het, totdat ons doodgaan of Jesus weer kom? Hoe gebruik ons finansies, ons geld en ons materiële dinge? Hierdie ou het dit gedoen en hy het oor en môre in die dag daarna in gedagte gehad. Jy kan niks wat jy het saam met jou hemel te vat nie. Niks van jou geld nie, niks van ons materiële besittings nie. Maar weet jy wat kan ons doen? Ons kan dit vooruitstuur. Ons kan dit vooruitstuur. En dis wat Jesus hier vir hierdie ou as prysenswaardig raak sien. Hy doen iets hier nou wat in die toekoms dividende en 'n opbrengs en iets goeds veroorsaak. En ek dink dis wat hierdie teks vanmôre vir my en vir jou wil kom sê. Basileia gemeente, alles wat ons het, ek en jy, alles wat ons as Basileia gemeente het, is eintlik God se. En ons bestuur dit vir God. En as hy na ons kyk, na my persoonlike lewe, wil hy vir my die geleentheid gee om verslag te doen van hoe ek sy goed bestuur. Want dit gaan gebeur. Dit gaan iewers in ons lewens gebeur. Iewers gaan ons voor die troon van die Here kom staan en ons gaan nie hierdie verslag gee om in die hemel in te kom nie, maar al is ons in die hemel en in die hemel gaan ons iewers vir hom moet sê, maar wat het ons gemaak met dit wat ons altyd gehad het? En dan doen ons verslag daarvan. Nie om in die hemel te kom nie, maar om te sê wat ons daarmee gemaak het. En dis wat my opgewonde maak van hierdie teks. Om te sê, hierdie ou het gesnap dat as hy vandag iets doen, het dit waarde oor en môre. En Basileia gemeente, as ek en jy 'n dankoffer gee, en jy gee van jou materiële dinge, en jy gee van jou geld, dan is jy besig om hier, in die tyd wat jy nou het, die geleentheid wat jy nou het, en ek het, te belê, en die waarde daarvan, kry ons in die ewigheid. So Basileia gemeente, jy gee jou dankoffer. Jy gee jou dankoffer. Nie net om 'n afdak te bou nie,
Nie net om iewester 'n plek te verf nie, maar om iewester in God se koninkryk ewigheidswaarde in gedagte te hê. As jy jou dankoffer gee, dan gaan 'n gedeelte daarvan het Henry vanmôre vir ons gewys, vir die dak en die ligte en dit wat hier in die gang is. Maar snap jy vanmôre die voorreg, die geleentheid, die kopskuif wat ek en jy moet maak om te sê, as ek gee, my dankoffer wat ek gee ek nie omdat ek skuldig voel nie. Ek gee nie omdat ek bang is, ek word gestraf as ek dit nie gee nie. Daar's nie hoeveel en wat vanmôre op die tafel nie. Dit gaan oor jou hart. Die oomblik as jy hierdie beginsel snap, dan besef jy, as jy jou dankoffer gee, en jy gee, dan belê jy in nie vandag so seer nie, maar in môre en oormôre. Jy belê vandag, jy gebruik die oneerlike mammon, geld en materiële dinge, om vriende te maak vir die ewigheid. Het jy al ooit daaraan gedink, dat as ek en jy die dag in die hemel kom, dan mense vir jou by die deur gaan wag, sien hierdie prentjie, en dan sê hulle vir jou, weet jy wat, dit wat jy gegee het, dit wat jy belê het, dit wat jy gegee het, jou slim bestuur van hierdie oneerlike mammon, is die direkte rede hoekom ek hier is. Hoekom ek hier is. Jou geld, jou bydra, julle dankoffer, het iewester in die geesteswêreld in God se koninkryk dit moontlik gemaak vir my om hier te wees. Daarom gee ons geld. Daarom is ons vanmôre opgewonde om te sê dat ons gee nie in Basileia gemeente vir 'n sinkende skip nie. Ons wil nie 'n skipie op die water hou wat 'n klomp gate in dit nie. Ons wil slim wees. Ons wil soos die wêreld optree in terme van hierdie slimheid. Ons wil die middele wat ons het, dit wat God aan ons toevertrou en aan ons leen, wat ons namens hom bestuur, wil ons slim en optimaal aanwend. Nie net vir hier en nou nie, maar met 'n ewigheidsperspektief om te sê, elke dankoffer wat ek gee, het 'n ewigheidswaarde. Iewester gaan dit in iemand se lewe 'n ewigheidswaarde hê. En dit help my om op 'n ander manier te gee. Dit help my om anders daaroor te dink. En dan kom hy verder, en dan kom Jesus, en dan kom sy in vers 10, as jy in die kleinste van hierdie dinge betroubaar is jy ook in groot dinge betroubaar. Wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in groot dinge oneerlik. As jy dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal dan die ware rykdom aan julle toevertrou? As jy met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? En nou kom Jesus en hy kom trek hierdie belangrike beginsel en hy kom sê hierdie eienaar se rentmeester was nie in die geringste, die kleinste, die bestuur van hierdie ou se sake, sy geld betroubaar. En daarom is dit die les of die storie van sy hele lewe. As jy in die kleinste dinge betroubaar is, dan het dit 'n invloed op enige ding in jou lewe. Baie van ons sê, jy weet, as ek die lotto wen, gee ek alles vir die kerk. Jy gaan nie. Ek kan jou 'n brief gee. Jy gaan nie. As jy nou in die geringste getrou is, en jy gee, en jy kry ewester 'n groot erfverlossing, lating, en jy het 'n klomp geld, gaan jy dalk baie gee. Weet julle wat sê Jesus wat skokkend is? Hy sê, hoe ons met geld omgaan, is die toets van waar ons hart lê. Hoe ons oor geld dink en wat ons met ons eie geld doen en waar ons dit spandeer, kom sê eintlik waar ons skat is. Dit kom sê waar ons hart lê. En as ek en jy eintlik hierdie toets nie slaag nie, dan gaan dit 'n impak op elke faset van ons lewens hê. So hoe ek met my geld werk, wat eintlik God se is, wat myne is die toets, die barometer wat eintlik my geestesgesondheid bepaal. In die wêreld is daar twee groot pole. Aan die een kant is daar 'n prosperity teologie wat sê, as jy 'n kind van die Here is, dan moet jy skatryk wees en jy moet alles hê. As jy nie het nie, is daar fout met jou geloof of jy doen sonde. En aan die ander kant is daar 'n klomp ouens wat sê, gelowige wedergebore kinders van die Here moet arm wees. Nee, al twee daai is verkeerd. Iewers in die middel lê die regte ding, dis waar jou hart lê. Dis waar jou hart lê. Waar lê jou hart? Wat is vir jou die belangrikste? Soos die wêreld hier en nou al hulle moeite doen vir hier en nou,
of soos die mense van die lig behoort te wees, om die beginsel van die wêreld toe te pas met 'n lewe hierna visie. Daarom dink ek sommer by myself, as ons vanmôre vir krepelsorg geld gee, dan moet ons eintlik vir ons vra, Basileia gemeente, hoe gaan ons krepelsorg help om die evangelie van Jesus by daardie mense wat daar is ook te kan uitbring en hulle te kan help? Want dis ons visie. Ons gee nie net vanmôre R10,000 vir krepelsorg en daarmee koop hulle 'n TV of hulle maak 'n dak lekker reg nie. Ons het 'n groter visie. Ons gebruik die tyd wat ons nou het, die middele wat ons nou het, die dankoffer wat inkom, maar ons het 'n ewigheidsperspektief om te sê, dit wat Grieke hulle daar doen, iewester, gaan ons by die hemelse poorte staan en gaan daar mense van huis of die krepelsorg verby ons loop en sê, weet jy wat, die geld wat julle vir ons gegee het, doe die tyd, dit is die uitwerking wat dit in ons lewens het. Het jy daai perspektief? Ek dink dis waarna ons moet groei vanmôre. Jy gee nie jou dankoffer om op daai oomblik uit die moeilikheid uit te kom nie. Jy gee jou dankoffer omdat jy 'n goeie bestuurder is, omdat jy slim is, omdat jy in die ewigheid belê met dit wat jy hier en nou het en hoe jy besluit om dit hier en nou te hanteer. As jy 'n ander man se goed nie betroubaar kan oppas nie, hoe moet die Here vir my en vir jou al hierdie groot geestelike goed gee wat ons oor wonder en graag wil hê? As ons hierdie oneerlike mammon, hierdie geld en finansies wat ons het, dan nie kan bestuur met 'n hart vir God en sy saak en sy koninkryk. So daarom is daar niks fout met wat jy het. En as jy baie het, prys die Here daarvoor, want hy het vir jou baie gegee, wat jy in die koninkryk kan belê. En as jy nie baie het nie, dan kom sê die Here vanmôre vir jou en vir my en vir elkeen van ons, dit wat jy het, hoe dink jy daaroor? Is dit alles joune, of het jy hierdie koninkryksperspektief? Werk jy slim met jou geld, met jou besittings? Waar lê jou hart? Wie se koninkryk dien jy? En dis wat my so opgewonde vermaak vanmôre. So dis glad nie 'n raaspreek nie. Dis vanmôre 'n prys die Here preek. Dankie vir elkeen van julle wat 'n dankoffer gee. En ons gaan nou 'n kaartjie uitdeel aan die einde en sê, wil jy nie hierdie jaar weer jou hand opsteek en sê, ek wil gee nie. Maar as jy nou gee, dan gee jy nie omdat jy skaam is of skuldig is nie, maar omdat jy glo in God se koninkryk en dat jy besig is om hier nou iets te doen wat 'n effek in die ewigheid het. En daar moet julle ons vertrou en daar probeer ons ons bes van die finansiese kant af om deursigtig te wees, om die dankoffer wat julle gee, nie sommer net te mors nie, maar bidend vir die Here te vra, waar moet ons 'n verskil gaan maak? Waar moet ons hierdie dankoffer wat te veel is van hierdie gemeente gaan belê sodat dit ewigheidswaarde en koninkrykswaarde kan hê. Ek is opgewonde vanmôre. As jy nog in hierdie kerk sit en jy gee nog nie 'n dankoffer nie, dan is dit vandag die geleentheid om te sê, maar Here, ek wil begin. Benji, hoeveel? Moet jy ewe skielik 5,000, 10,000? Nee, dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor, koop jy in hierdie siening van Jesus oor hierdie manier van werk, terwyl jy die geleentheid het, terwyl jy middele het, die regte ding te doen en 100% te glo dat dit 'n effek in die ewigheid het. Dis die verskil tussen die Rooi Kruis en Basileia gemeente se weggee. Die Rooi Kruis verleen hulp aan mense in hulle behoeftes. Ons verleen hulp aan mense in hulle behoeftes, maar ons glo daar's 'n koninkryks dimensie by. Dan sluit hy af, geen bediende of geen slaaf kan vir twee base gelyk werk nie. Dis 'n doodbeginsel. Hy kom sê eintlik maar hier, wie beheer van jou lewe? Wie die beheer in jou lewe? Is dit God of is dit die finansies of materiële dinge? Waar lê jou hart? Waar lê jou hart? En dis wat ons vanmôre op hierdie oggend vir mekaar moet self vra. Waar lê my hart? Wie is die meester van my hart? Die laaste versie kom sê, Jesus, maak God die meester van jou hart en jou geld jou diensknegt. Maak God die koning van jou hart en sy visie en hierdie slim ingesteldheid van om die tyd, geleentheid, middele te gebruik met 'n verwagting dat dit 'n impak het vir ewigheid. Omdat jou hart en God se hart resoneer rondom die koninkryk en gebruik dit wat God vir jou gee in diens. Gebruik dit as die slaaf.
die dienskneg. Wat baie keer gebeur, is ons gebruik God, en ons gebruik op die einde van die dag, om in ons behoeftes te voorsien, in plaas van om vir God te dien, en die geld as 'n dienskneg te gebruik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vanmôre sommer net so met hierdie papiertjie op ons skoot kan sit, en dat ons die vrymoedigheid kan hê vanmôre, om oor materiële dinge en geld te kan gesels. Ag Here, en dankie vir die geskiedenis van Basileia gemeente. Dankie dat U ons elke jaar so versorg, en dat ons elke jaar, Here, net kan sê dankie vir U hand. Dankie Here vir elke lidmaat, vir elke spoortrapper in Basileia gemeente wat 'n dankoffer gee. Here, wat van hulle eie geld vir U gee. Maar dankie dat ons sommer net vanmôre besef, Here, dat niks ons eie is. Dankie dat ons sommer maar net dit wat ons van U ontvang, net goed bestuur. Here, ons vanmôre sommer net bidend in afhanklikheid vir U dankie sê. Here, ons wil vanmôre glo dat dit wat ons hier gee en wat ons maandeliks gee, 'n ewigheidsimpak het. Ons wil graag die geleentheid, die middele wat ons nou het, wil ons slim gebruik tot eer en verheerliking van U naam en in diens van U koninkryk. Ons bid, Here, vir groei. Ons bid vir volhoubaarheid, die ekonomie daar buitekant, die dieselpryse, die petrolpryse skree vanmôre teen hierdie preek. Maar ons wil vanmôre kom glo en vertrou, Here, dat U die voorsiener is en dat U vir ons gee wat ons het. Here, ons bid vir wysheid en insig, ook vir die bestuur en die aanwending van hierdie geld. Elke maand. Mag ons, Here, U stem raak hoor, en mag ons U raak hoor, daar waar U wil hê, ons in hierdie wêreld 'n verskil moet gaan maak. Here, ons verbind ons vanmôre in afhanklikheid in die naam van Jesus. Amen.